so maak vir die graad 11 werk. Hierdie is die graad 11 ATP. Hy begin met chemiese binding en dan sommer teken-loospuntdiagramme van elemente. Julle weet julle moet loos kan teken. Jy moet die aantal valense elektrone van 'n atoom moet jy weet wat dit is. Verduidelik, okay, hierdie ouetjie gaan ek sommer daai 2 waterstof, ja. Waarom 2 waterstowwe mekaar aantrek? Dit is hierdie grafiek. Irene Mol storie. So, hy is baie belangrik, daar's 'n hele klompie punte, ek gaan nou by hom stil staan. Dis Irene Mol waar die ou. Ja, ek het geval. Daar was aan wat in die Maar ek wil gou stop by die loosdiagramme. Jy moet net hierdie kan teken. So maak asseblief seker dat jy weet. As ek byvoorbeeld, ek kom ek in pink. As jy waterstof vat, jy weet waterstof het 1 valens elektron en sy maatjie en jy kan punte gebruik, jy kan kruisies gebruik. As jy 2 kolletjies wil maak, as jy meer as welkom, maar dit help as mens 'n kolletjie en 'n kruisie maak net om te onderskei wie se valens elektron is wie se, nee. Daai ouetjie maklik, as jy vir fluor sou teken, dan sou hy wees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En kyk dat die elektrone wat hulle deel naby aan mekaar is, dat dit lyk soos 1 molekuul en nie 2 wat apart is nie. Teken hom netjies, want een van die goed, en ek glo nie, ek gaan dit by julle kry nie, is mense wat nie 8 goedjies rondom 'n element kan teken nie. Nee, daar is sommer 10 of 12, of net 6. Ek wil kan tel, daar's 8, so spelling moet dit so bietjie netjies wees. Hierdie eerste is baie eenvoudig, julle weet hoe lyk NH3, nee? Ek sê nie om dowe neute, dat NH3 een van my gunsteling molekules is nie. In chemie is hy 'n belangrike een. En julle weet om te teken. CH4, jammer, was call it nou, amper doen ek Cooper. So, daar is ons CH4. CH4 is metaan. Dis ook 'n ouetjie waarmee jy baie gaan werk. HFOF, kom ons kyk na HOCl. Jy vat hom in die volgorde wat hy daar staan, HOCl. En omdat daar's 'n beperkte hoeveelheid van hierdie molekules wat jy moet ken, so jy kan hulle gaan Google en net die vorm leer. Daar's geen rede, en jy sal sien, ek het dit sommer hier uit hierdie aantekeninge van my ook uitgehaal. Wat is die metode wat jy loosdiagramme mee uitwerk? Jy hoef dit glad nie te weet nie. So, hierdie ouetjie is so met suurstof, het 6. So, daai, gaan hulle daar wees of langs die kant? En dan kloor. Gaan hy so lyk of gaan hy gebuig wees? Dit voel so vir my asof hy dalk hoeke gaan wees. Want hier's 2 alleenpare, net soos water. So ek het 'n vermoede hy mag dalk eerder so lyk. Suurstof se 2 alleenpare aan die kant, en dan waterstof, en dan kloor. Ek gaan nie my nek uitsteek om vir jou te sê wat's dit nie. Is 'n hypokloried. So dis nie 'n algemene ding wat ons baie gebruik nie. Wat beteken
unlike water wat, jy moet water vir my hoekig teken, punt. Jy weet water is hoekig. Sou jy hom vir my lineair in die vraestel skryf teken, sal ek nie 'n probleem hê nie, maar nee, ons weet nou dat daar's 'n alleenpaar. En hierdie ouetjie sal meer simmetries wees, nee, as hierdie een. Gaan HOCl 'n simmetriese molekuulvorm hê. Dis nou 'n vraag wat jy iets vir my kan sê. As ek gaan en ek highlight net die elektrone, so daar so is daai 6 valens elektrone aan die buitekant van chloor. Oei, hier is nie by waterstof nie, sy enigste enetjie is daar in die middel. Daar is suurstof se 2. So sou jy so kyk, dan sal hy amper simmetries kon lyk, die bo en die onderkant lyk min of meer dieselfde, maar links en regs lyk hy nie dieselfde nie. So hy gaan 'n nie-polêre molekuul wees. Hier is meer elektrone aan hierdie kant as wat daar aan die linkerkant is, aan die buitekant. Nie polêr. So hy's nie polêr nie. Nee, hy is polêr. Hy is polêr, askies. Hierdie molekuul gaan polêr wees, hy's nie simmetries nie. Hierdie kant kan ek gedeeltelik negatief sê en gedeeltelik positief. Ja, we gaan ons al sketse moet teken dat jy die pyltjies so trek dan. Dis moontlik, maar gedeeltelik positief en negatief is ook goed vir nou. Hierdie ene kan jy sien is definitief polêr. Hier is 'n negatiewe storie, daar's 'n negatiewe storie, hier is nie, so hy is sommer net die mekaar. En dan sien ons daar van Wel, al twee is polêr, so hulle gaan dieselfde, nie een van hulle gaan dipool intermolekulêre kragte hê nie. Hulle gaan albei dipool wees. Nee, want hier is 'n pool, maar hier is ook 'n pool met waterstofie daar. Maar hierdie is nie 'n ding waarmee ons werk nie, so moenie te veel oor hom stres nie. Kan jy sy loosdiagram teken? Ja. As jy nie kan nie, Google, het jy gegoogel? Wat interessant is, as jy kom by hierdie 3, nee, almal van hierdie as jy hulle gaan teken, gaan jy sien, dit is straightforward, oukies. Waar kan ek met 'n beter pen skryf? Stikstof. En ek is nou al amper moeg daarvoor om te sê gunsteling. Stikstof lyk so. Wat beteken hy het 'n trippelbinding in die middel? Of iemand het op 'n stadium gesê 3voudige binding is beter. Trippelspel makliker. Suurstof lyk so. Hy het 'n dubbelbinding tussen die twee suurstowwe. En dan kry jy HCN. Hy het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ek dink hy lyk so. Waar jy kolletjie en 'n kruisie. En dan het jy 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dink so. Aan 'n bladsytjie. HCN loos. Ja. En op nie kolletjie daarbo nie. Die kolletjie sal nou net mooi versprei wees. Die elektrone sal eerder hier aan die regterkant gewees het as daarbo op. Is dom. Maar so jy kry sulke ouetjies. Gelukkig is daar net hierdies op die bladsy op julle eksamenriglyne wat julle moet ken, né? Ja, geen onduidelike terme nie. OK, kom ons maak weer hierdie ouetjie oop.
pools. Ek wil nou sommer gou praat oor die vorms, voordat ons gaan na daai boonste grafiek toe. Bespreek die vorms van, en ek het nou vir Nicole gesê, 4 jaar terug, toe jy al die vorms moes geken het, moes jy geweet het, watter is ideaal? So, jy het geweet dat jy jou ideale, hoeveel is daar? 6 ideale vorme, dis almal wat nie alleen pare het nie, wat nie sulke oukies het nie, so hulle sal almal so CH4 wees. Al die pare is bindingspare, wat vir jou pragtige simmetriese vorms gee. En dan moes jy ook geweet het, jy moes kon voorspel, as jy een het in die middel en 'n paar aan die buitekant, wat se tipe vorm gaan jy kry? Dit lyk vir my asof hulle fokus nou eerder geskuif het na, ons het waterstof, weet hoe lyk waterstof? Waterstof is lineair. Water is hoekig. Ja, weet. NH3, ek nou al gesê, ek hou van NH3. NH3 is trigonaal piramidaal. So, jy hoef nie eers eintlik te weet hoe dit gaan lyk nie. Maar omdat NH3, hy is piramidaal as gevolg van daai 3 waterstowwe, maar hy is trigonaal piramidaal, want hy het 'n enkelbinding. So jy gaan hom nie op die eerste bladsy kry van jou ideale vorms nie, hy is op die volgende bladsy by water, want hy het 'n alleenpaar elektrone. So trigonaal piramidaal, en dan die laaste ene, my metaan, wat die 4H so rondom het, is tetraedries. So gaan leer net hierdie oukies uit jou kop uit. Ietsie soos suurstof 2 en stikstof, wat sal hulle vorm wees? Lineair. Nee. Jy kan nie met 2 molekules enigiets anders maak as lineair nie. As jy 2 molekules het, maak nie saak watter dit is nie, en hoe groot hulle is nie, dit gaan 'n reguit lyn wees. 3, ek vat sommer, ons is nie hier nie, hallo, koolstofdioksied lyk so, sy vorm, lineair. So, die eenvoudiges kan ek dalk nog dink dat hulle vir jou, as koolstofdioksied hier is, ek sien hom nie eers, daar is koolstofdioksied, ok, koolstofdioksied lineair, NH3 trigonaal piramidaal, lineair, hoekig, tetraedries, leer daai 5, en moenie na die ander kyk nie, dis nie iets wat na volgende jaar toe gaan nie, so ons stop hom daar. Weet wat se bindingspaar, definieer 'n bindende, dankie chat, bindingspaar, jy weet wat se bindingspaar, jy moet weet wat se alleenpaar, en ja, dan sal ons nou by daai kom. So kom ons kyk gou na hierdie sketsie. Verduidelik in terme van die elektrostatiese kragte, in terme van energie, waarom 2 waterstofatome H2 molekuul vorm. Vreeslike woorde, ek het nou net met die graad 10 hersiening gesê, jy moet weet wat jy weet. As hulle nou daai verander na helium, wat hulle nie moet doen nie, want helium is 'n edelgas, maar hulle verander dit na stikstof toe, dan bly die rympie dieselfde. Ons het nie verskillende rympies, verskillende beginsels vir verskillende elemente nie. Jy moet hom net gaan leer. So ek herinner jou gou weer, dat jy het byskrifte by jou asse. Hierdie is in afstand en sê nou maar in millimeter.
Probably not. En hierdie kant het jy energie, ek moet nou nie knoppies druk met my. Energie in kilojoules of millijoules. En dan het jy die grafiek. En die grafiek, kom ek teken hom van hierdie kant af. Gaan kyk asseblief in jou handboek. Beskryf hulle, wat gebeur hier aan die begin? Jy het 2 aparte atome, nee? Irene Mol, ek loop, die man loop, ons is ver van mekaar af, ons elektrone stoot mekaar nie af nie, en ons proton en elektron stoot mekaar nie af nie. Onthou, nee, om hierdie ding te verduidelik, is daai chemiese binding definisie baie belangrik. Die wederwysige aantrekking en afstotingskragte gelyktydig van die elektrone en die protone. Maar hoe nader hulle, nee, hier is die afstand. As jy ver is, dan is daar nie, dan gebeur daar nie regtig iets nie. Maar hoe nader hulle aan mekaar kom, hoe minder raak die energie. Dit raak vir die atome lekker om naby mekaar te wees. En dan op 'n sekere afstand, en ons noem hierdie afstand die bindingslengte. Bindingslengte. Dit is hierdie afstand. En hy het 'n waarde. En meeste, nee, alle atome, jy kry tabelle waarin hulle sê, twee koolstofatome, nee, 2 stikstofatome, as hulle gebind is, sal hulle so naby aan mekaar wees. 2 suurstofatome sal dalk 'n bietjie verder van mekaar af wees. 2 fluoratome sal nog 'n bietjie verder wees. Hoekom het ek dit gesê? Want stikstof het 'n trippelbinding, wat beteken baie naby aan mekaar. Suurstof het net 'n dubbelbinding, so dit gaan 'n bietjie verder wees. En fluor deel net 1, daar's net 1 bindingspaar, wat beteken hy gaan verder wees. So hierdie afstand vir fluor sal langer wees as die afstand, die bindingslengte vir stikstof, as gevolg van die bindingsorde. Bindingsorde. So ons het enkel, dubbel en trippel, 3voudige bindings. En hoe meer bindings daar is, hoe korter is die bindingslengte. Maar dan is daar ook hier die bindingsenergie, daai oukie. En elkeen van hierdie molekules het ander bindingsenergie. En wat is die definisie van bindingsenergie? So wat belangrik is, ons het die bindingslengte, ja, en dan die bindingsenergie, sal jy hier op jou y-as kry, en dit is die hoeveelheid energie nodig, om die binding te breek. Onthou dit. Wat ook beteken dat as jy 2 stikstofmolekules by mekaar wil sit, dan moet jy daai hoeveelheid energie insit. So, ook 20 jaar terug kon hulle vir jou gesê het, jy het 'n molekuul, bereken hoeveel energie het jy nodig om die 3 by mekaar te sit, of om hulle uit mekaar uit te haal, en dan sou hulle 'n tabel gee met die energiewaardes van elkeen, en dan moet jy by mekaar tel, en sulke goed. Ons hoef dit nie nou meer te ken nie. Maar hierdie bindingsenergie is die hoeveelheid energie, wat vry, of wat jy moet insit, op hierdie stadium, om hulle te breek. So, daar sal 'n waarde wees, sê maar minus 200 kilojoules. En dis hoeveel energie jy moet insit om daai 2 stikstof atome weer los te kry van mekaar. Bindingsenergie. Hoeveel energie nodig om te breek?
So jy het 'n x-as, jy het 'n y-as, andersom. X-as, y-as, jy het die bindingslengte, jy het die bindingsenergie. Gaan kyk in jou boek, gaan lees net deur of vra vir chat, whichever tickles your fancy. Want hier is stadiums. As die 2 atome hier is, dan is die energie min. Soos wat die lengte minder word die energiepotentieel nog minder, word hulle elektrone en protone trek mekaar aan. Hier vorm die binding, potentiële energie is op die laagste. Gaan kyk dat jy 'n paar goedjies kan sê oor elkeen van hierdie fases. Ek dink amper dit is so iets ingedeel. En dan as die 2 protone te naby aan mekaar kom, soms maak hulle so en hulle oorvleuel die energievlakke van die 2 atome. Dan is die protone te naby aan mekaar en dis hoekom hy dan nou wegskiet. En dan kry jy 2 aparte atome. Daar los ek die ou in die fliek en ek gee pad. En hier is baie energie, nee? Nou is jou potentiële energie is hoog positief. Dis in die sisteem en die 2 sien mekaar nie weer nie. So ek dink as jy een keer daardeur lees, dan en jy maak sin van wat trek mekaar aan en wat stoot mekaar af, dan gaan jy reg wees met hierdie. So is dit hoekom waterstofmolekuul sal vorm wanneer jy heliummolekuul? Ja, want 'n heliummolekuul, hy soek nie 'n maatjie nie. So hy gaan nie, dit was een van die vrae van die vraestelle, hoekom sal 2 heliummolekuules nie vorm nie? En dan is dit omdat helium nie by 'n laer potentiële energie gaan wees as hy 'n maatjie by hom het nie. Dit gaan hom dalk net meer irriteer, so sy potentiële energie gaan dalk net meer wees. Maar ja, so belangrik, die energie van 2 atome moet minder wees as hulle verbind het, as wat hulle apart is. Dis nog 'n ding wat gereeld uitkom in die dialoog, in die werk. Bindingsorde, bindingslengte. Ek het op my notas geskryf, en nou kan ek nie mooi onthou, en dit gee vir jou bindingsenergie. Bladsy 36, bindingsenergie. Het iemand 'n handboekie naby. Hulle verduidelik dit baie mooi. Iewers moes ek my afgerolde kopie bietjie verlê het, want my bladsye volg nie mooi op mekaar nie. Maar as jy daar kyk, dan sal jy die grafiek sien. Bladsy 35. Ja. En ag, kyk hoe mooi. Daar is jou sketsie, die potentiële energieverandering en dadelik. By P is die atome ver van mekaar af. By N, die energie begin nou 'n bietjie afneem, want daar is 'n aantrekking, lekker. Hier by B is die laagste energiewaarde, stabiele posisie, hulle deel hulle elektrone baie mooi, en dan hierso by OB, daai deel, nee, dit lyk na OB is daai, beskryf hulle nie hierdie deel nie. Dis waar die protone mekaar baie aktief afstoot. Soos 'n wat? Nee, kernontploffing dink ek is wanneer jy die kern split, nie wanneer jy 2 naby mekaar bring nie, maar kan verkeerd wees. Maar, en dan volg die boek, en hy verduidelik vir jou die sterkte tussen die bindings van die atome. Gaan lees dit deur, dit is baie belangrik. Ek weet party mense gaan vir chat vra om dit vir hulle op te som. Hier is 'n mooi ouetjie, die grootte van 'n atoom groter, is langer is swakker as jy, nee, bindingslengte kan beïnvloed word deur baie belangrik. Baie. Ietsie wat ek nou al 'n paar keer vir julle gesê het, en
ek moet nog mooi gaan stil sit. Die datief-kovalente binding is om een of ander rede nie oral op ons notas nie, maar hy is belangrik. So ek gaan gou vir jou teken, dit pas in by ioniese bindings van loos, en daar's net twee wat jy moet ken. So, datief, kovalente bindings is wat ons doen om hierdie twee molekules te maak. Ammonium, en ek sien in julle boek sê hulle ammoniumnitraat is die goed waarmee iemand wat flou geval het weer bybring. Dis kunsmis. Die eerste kunsmis wat jy op jou grasperk gooi is ammoniumnitraat. Ammonium met 'n NO3, dis stikstof, jy wil die gras weer groen hê. H3O+ is wat in water voorkom. As water 'n waterstof-ioon opneem, dan kry jy hydronium. Miskien moet ek dit hier skryf net vir myself. Hydronium. En kyk, hierdie is ammonium. Ammonium. Dis 'n manier vir my om te onthou, ammonium en hydronium. En hierdie twee vorm wanneer jy ammoniak vat. En nou moet ek dit mooi doen. Hier is ammoniak. Ammoniak was heeltemal happy. Hy het niks nodig nie. Maar toe kom hy in kontak met 'n waterstof-ioon. Dis 'n waterstof-ioon, of ons kan sê dis net 'n proton, want hy het sy enigste elektron verloor, en as waterstof nie meer 'n elektron het nie, dan bestaan hy net uit 'n proton, hy het nie 'n neutron nie. So, nou gebeur die volgende. Daai plus daai gee vir jou die oorspronklike waterstowwe daar, en ek gaan so maak, ek gaan die bindingselektrone, gaan ek net 'n kruisie bysit. So daai 3 waterstofatome het bygedra tot die stikstof, om vir hom 8 elektrone te gee, die oktetreël, maar hierdie ouetjie kom sit net daarbo op. Hy met sy positiewe lading, en nou kry jy NH4+. Soos hulle sê, beskryf vir 6 punte, die vorming van ammonium, vir 4, of 3. Beskryf die vorming van ammonium deur gebruik te maak van loosstrukture. Ons sal nooit van jou verwag om hierdie in woorde te sê nie. Dan teken jy vir ammoniak, jy teken jou waterstof-ioon, en dan omdat dit ionies is, teken jy jou datief-kovalente binding so. Dieselfde sal met water gebeur. Suurstof met sy 1, 2, 3, 4, 5, en dan waterstof, en daar kom 'n random proton, en hulle het 'n affiniteit vir mekaar, en niks verander aan my watermolekuul nie. Die proton gee niks, hy het nie 'n elektron om te deel of iets nie, hy gaan sit net by een van die 2 alleenpare, en dan gaan sit net een. Ek dink ek het dit op 'n stadium gegoogel hoekom, en ek kan nie onthou hoekom nie. En daai lading wat die proton bybring, sit ons dan net aan die buitekant. Nee, is gelyk aan nie. Pyltjie. En ja. Happy. So dis 'n datief-kovalente binding. Definisie en loosstrukture. So wat jy moet weet van elektronegativiteit is
ons wil weet of bindings, en kom ek skryf, ons werk nou met die interatomiese bindings. So watter binding vorm tussen twee atome? Ek het waterstof en ek het fluor. Of ek het suurstof en waterstof. Om te weet wat is die binding tussen die twee atome, moet ek na die elektronegativiteit op die periodieke tabel gaan kyk. So, ek het 'n mooi groot boekie hierso. Ek gaan kyk, waterstof is 2,1 en ek kyk hierso fluor is 4, nee, hy het definitief die hoogste. En dan as ek hierdie twee van mekaar aftrek, dan was dit daai riglyne wat ek vir julle gegee het, sou die twee dieselfde wees, wat gewoonlik net gebeur by sinema, stikstof. As stikstof met homself bind, kan stikstof met homself bind, N2, nee, dan is dit 3 aan hierdie kant, en dis 3 aan daai kant, as jy die twee van mekaar aftrek, dan kry jy 0. So iets wat 'n 0 verskil het in elektronegativiteit, is suiwer, nie polêr, kovalent. Jy kan ons net sê, Nicolai. Ja. Nie polêr, kovalent. Polêr, kovalent. As hy 0 is. Enigiets tussen 0 en 1 min of meer is swak polêr. Kovalent. Jy kan mag ons sê swak. Want dan dat is seker wat jy nie swak. Ja, as jy nie die swak bysit nie, is dit nie 'n probleem nie. Hy is polêr kovalent. Ja, dit is swakker, sterker. Maar waar is dit? Wat? Dit is vir die intermolekulêr. Ja. Hierdie ouetjie, en as jy wil skryf swakker polêr, is jy ook welkom, net terwille van konsekwentheid. Hierdie ouetjie is sterk polêr, as hy tussen 1 en 2 is, maar hulle is nog al die pad kovalent. So is polêr kovalent. Ja, hierdie ouetjie gaan wees 1,4. Die verskil tussen suurstof en waterstof is 1,4. Dis al sterkerig polêr. So die elektrone van die waterstof word nader aan die suurstof aangetrek. Hierso het ons 1,9. Dis al naby aan ionies. Nee. So dit is as jy met interatomiese bindings werk, dan gaan jy kyk na die elektronegativiteit. Elektronegativiteit. En nee, ek kan nie meer nie. Negativiteit. Daai ding. Elektronegativiteit. Vir jou interatomiese bindings, en dis 'n sterkrag. Die krag wat hierdie twee atome aan mekaar vashou, kovalent of ionies, is 'n baie sterk krag. Dis nie dat hierdie twee wikkel rondom mekaar nie, hulle is vas aan mekaar. Die enigste manier hoe ek hierdie twee los kan kry van mekaar, is as ek 'n chemiese storie aan die gang kry. Ek gooi, nee, hoe skei ek stikstofatome van mekaar? Weerlig. Nee. Weerlig het genoeg energie om hierdie twee te laat skei van mekaar. Waar, as ek water, en ons gaan dalk nou nie daarby uitkom nie, hier is water. Die watermolekules, daar's 'n watermolekuule so, die interatomiese kragte, wat die suurstof en die water mekaar vashou,
gaan nie breek die oomblik as ek die water warmer maak nie. Maar die intermolekulêre kragte. En jy weet, dis een van die goedjies wat jy moet kan teken. Tussen die suurstof en die waterstof is daar 'n ander kleur sou nice wees. Hierdie is 'n intermolekulêre krag. Daai krag. Ja, As jy nou dit beteken, hoe weet jy wat tussen wat is die intermolekulêre krag? Soos Die- jy sit nie tussen die olie olie. want die suurstof en die suurstof, dit gaan oor jou Lewis struktuur. So as ek hom gou mooi teken, dan het ek my suurstof daar en hierso is my waterstof. Nou kom daar nog so 'n waterstofmolekuul dryf nou hier rond in die water. Hy gaan nie 'n waterstof hier gaan niks aan hier nie. Nee, die elektrone is daar aan die binnekant. So hierdie gaan, daar's geen rede vir hom om by 'n ander waterstofatoom 'n aantrekkingskrag te voel nie. Want hy's redelik positief hierdie kant en positief daai kant. Maar hy's positief hierdie kant, kom ek sê, hy's gedeeltelik positief daar, en hierdie is my alleen elektronpare wat negatief is. So hierdie positiewe kant wil daar by die negatiewe kant vind hulle aantrekkingskrag. Dis nie 'n binding nie. Nee, dis net, hier is 'n vuurtjie. Kom ek staan nader aan die vuurtjie. Maar as jy nie hou van oesters nie, dan gaan jy nie nader aan die oestertafel stap en daai goed in jou mond wil laat ingly nie. So, vuurtjie. Die positief en die positief. So jy ook die lyntjies daarop hê. Ek kan die lyntjies hier teken, as ek hierso, nou is dit, as ek hier die ander suurstof sit, met sy waterstof en sy waterstof, dan sal, by daar, En juffrou, as hulle vra vir om 'n Lewis diagram te teken, moet ons dit met die dikwoord doen. net as hulle vra, ja, net Ek as, bedoel soos die regte. die rigting sal wees positief aan hierdie kant, en dan wys hy net na die negatief toe. Maar as ek sou nie te veel fokus daarop nie. Maar kyk na jou gedeeltelik positief en gedeeltelik negatief. So kyk, onderskei baie mooi wanneer jy hierdie goeders gaan leer, en daar's nie te veel om te leer nie, né? Ons gaan nie elektronegativiteit definieer nie. Beskryf met woorde 'n nie-polêre kovalente binding. So ek sou 'n nie-polêr kovalente binding sou ek sommer maak H2O2. Daar is so hier en daar elemente op die periodieke tabel wat dieselfde elektronegativiteit het. Boor en astaat. Daar is wat? Beryllium en aluminium. Ja. Beryllium, aluminium, maar nee, gaan twee metale bind. Ja. Fosfor, maar so, gewoonlik is 'n nie-polêr kovalente binding, is as twee van dieselfdes aan mekaar bind. Juffrou, kan jy nie ook sê, net waterstof en net, Ja, hierdie is nou nie H2O2 nie, né? Wat is H2O2? Waterstof, suurstof. Waterstofperoksied. Dis nie waterstof, dis of H2 of O2. 'n polêr kovalente binding sal wees waar die elektronegativiteit beskryf 'n polêre binding, dis waar die elektronegativiteit verskil meer is as 0. So juffrou, kan jy ook sê die elektrone het oneenbredig. Nee. Maar dis letterlik wat dit is. Soos, want dit is, kom ons sê, byvoorbeeld, Ek sien hierso by die volgende punt sê hulle toon die polariteit aan deur daai gedeeltelike tekentjies te gebruik.
vergelyk die polariteit van chemiese bindings deur 'n tabel van elektronegativiteit gebruik. Ons het ons periodieke tabel. Gebruik jou periodieke tabel, gaan kyk wat se elektronegativiteitswaardes. Beskryf die aard. So as hy nie polêr is dit 0 polêr kovalent ionies. En ionies is gewoonlik tussen 'n metaal en 'n nie-metaal. Nee. Jy wil sê? Ek hou altyd van gebruik die verskil in elektronegativiteit om te verduidelik hoekom die binding polêr is, maar die molekule nie polêr is nie. Ek kan daai antwoord vir julle op die groepie weer mooi sit, maar dit gaan oor die binding is polêr wanneer jou elektronegativiteit 'n verskil het. Jou molekule is polêr as gevolg van sy vorm. En hier is die vorms wat jy moet ken. Tetrahedries, en jy weet hy's nie polêr, jy kan dit sommer Google. Lineair is nie polêr, CO2. NH3 is polêr, water is polêr, H2 is nie polêr nie. Benny? So as hulle sulke vrae vra waar hulle sê binding is en wat is molekule? Moet jy verwys na symmetry of moet jy na dit? Ek weet nie. Jy kan vir my verwys na die vorm van die molekuul. Maar okay. Hy is hoekig of hy is trigonaal piramidaal. Maar as die binding nie polêr is, dan kan die molekule nie polêr is, dan moet hy nie polêr is. Ja. So daai ouetjie bindingsenergie, bindingslengte het ons hanteer, bindingsenergie, bindingslengte het ons hanteer. Sjoe, hulle herhaal dit 'n hele paar kere. Verduidelik die verband tussen die sterkte van die chemiese binding en die bindingslengte en die grootte van. Ek seker hierdie is baie belangrik. Ja, ek sal hierdie bladsytjie op die groep stuur. Dit is julle eksamenriglyne, maar ek sit hom op. Sal hom opsit. Dan kom ons by intermolekulêre kragte. So hierdie was interatomies. Dit is bindings, baie sterk, kovalent ionies. Kovalent, dit hou die goed bymekaar, kan net geskei word deur 'n chemiese proses, waar intermolekulêre kragte gaan oor, ek maak die water warm. En nou gaan hy van ysblokkie na water, na 'n gas. En hoeveel energie het hy nodig om dit te doen? En ek het hierdie ouetjie doodgetrek op my oorspronklikes. Jy moet hierdie 3 ken. Oeg, en ek haat hierdie woorde. Kom ek trek daai ook dood en ek skryf dispersie hierson. Jy moet ken London dispersie en dis waar jy 'n molekuul het wat nie polêr is. Is dit nie 'n binding nie? 'n Molekuul wat nie polêr is. So jy kan, daar waar ons hierdie werk hanteer het, kan jy vir jou 'n lysie gaan maak van nie polêre molekules. Ek dink byvoorbeeld onmiddellik aan CH4. CH4 is nie polêr nie. Hy is baie mooi simmetries, as jy wil praat oor die simmetrie. Hy lyk oral dieselfde. Dipool kragte, dit is vir ouetjies wat polêr is, maar wat nie waterstofbindings het nie. Waterstofbinding, binding tussen 'n H en 'n stikstof, suurstof, fluor. En hierdie ion dipool is partykeer net, nee, hulle gooi natriumkloried wat 'n ion is in water. Wat 'n tipe binding is dit? Maar ons werk meeste van die tyd tussen een ding. Hier is my water. Al wat hier binne is 'n klomp watermolekules. Wat is die intermolekulêre kragte daar binne? Nie tussen water en nou gooi ek ander goeters hierby nie. Dis hoekom ek nie regtig wil fokus op hierdie ene nie. Hierdie gaan oor, ek het 'n klomp CH4 in 'n houer. En ek het 'n klomp water in 'n houer. Ek maak albei van hierdie warm. Watter een se kookpunt gaan die hoogste wees?
En dan gaan dit oor die tipe intermolekulêre kragte wat dit het. So jy is regtig baie welkom om vir jou 'n lysie te gaan maak. Ek kan dit nou nogal voorstel. Stikstof, NH3, ammoniak is byvoorbeeld waterstofbinding. Waterstoffluoried is 'n waterstofbinding. Water het waterstofbindings. En dan gaan kry vir jou 'n paar dipool. Ek dink aan my periodieke tabel. Waterstoffluoried gaan 'n waterstofbinding hê. Maar waterstofkloried, soutsuur, is net dipool. Want hy's net polêr. Dis nie 'n binding tussen 'n H en 'n N, O of 'n F nie. Net daai 3 gee vir jou waterstofbinding. Maar waterstof hier aan hierdie kant, plus chloor, brom, jodium, smol, selenium, hulle vorm net dipoolkragte. Hulle is net polêr. OK. So 'n vraagie waarvoor, wat is die regte voorsetsel? Wat hulle baie lief is voor, is as ek vir jou 'n tabel gee of 'n grafiek gee, en ek sê vir jou, daar's die hoeveelheid energie nodig om waterstoffluoried te laat kook, en dan spring hy af hiernatoe, en dan het jy HCl, en dan het jy bromied, en dan het jy jodium. Hierdie is energie? Nee, hierdie is kookpunt. Daai is kookpunt. Grade Celsius, en hierdie, ek weet nie wat is hierdie nie. Maar hierdie sketsie sê vir jou, jy het baie energie nodig om waterstoffluoried te laat kook. Sy kookpunt sal sê nou maar wees 150 grade Celsius, waar soutsuur by 50 grade Celsius al sal kook. Hoekom? As gevolg van die intermolekulêre krag. So, hoe gaan jy dit beantwoord? 4 punte. 1. So, eerstens, HF het 'n waterstofbinding. Kan ek kort skryf? Moenie dit doen in die toets nie. Juffrou, gaan hulle vir ons vra om so dit byvoorbeeld HF en HCl? Ja, Okay, ja. So, HF het 'n waterstofbinding, terwyl HCl is nou dipool kragte en albei die kragte. los die klein kraggies. Jy hoef hulle nooit te noem nie. Okay. Dan, HF gaan 'n groter kookpunt hê, omdat hy 'n sterker intermolekulêre krag het. So, dit benodig meer energie om daai krag te breek. Of om daai krag te oorkom. Type 3. Ja, waterstofbinding is sterker as dipool kragte. So hulle gaan spesifiek vra om dit te vergelyk met 'n spesifieke. Ja. Meer energie nodig om waterstofbindings. Te oorkom. Gaan aan. Nee, ja, nee. So, jy noem die een, jy noem die ander een, en dan praat jy oor die sterker intermolekulêre krag en die meer energie. Ek sal my rekenaar saamvat huis toe, dat ek vir julle snippets van memos post op die groepie later vanmiddag, waar ek dit in memos geskryf het. Dat jy net die volledige woorde mooi kry vir die wat daarmee sukkel. Maar dis die 4. Maar nou kan ek ook vir jou sê, hoekom is waterstofbromied, dit is nie 'n BR nie, hoekom is waterstofbromied se kookpunt hoër as waterstofkloried? Want sy
molare massa spesifiek. Of is dit molaar of molekulair? Maak nie saak nie. Okay. Molaar is minder ink. So, omdat jy hierso nou afgaan in hierdie groep af. En onthou dat ek nou gou iets sê oor die billike ondersoek. As ek hierdie twee vergelyk, is daar 'n groot verandering, want hulle het verskillende intermolekulêre kragte. Waterstof, dipool-dipool. Maar hierdie twee het albei dipool-dipool kragte. Albei is net polêr. So wat maak dat broom se kookpunt hoër is? Hy's 'n swaarder molekuul, hy weeg 80. En dis as gevolg van die neutrone, maar hy het ook baie meer elektrone. Wat maak, daar's baie meer elektrone wat kan rondbeweeg en negativiteit kan veroorsaak en kan maak dat hulle wil bind. So in daai geval, tussen hierdie twee, gaan jy sê, wel, eerste, kan ek reg skryf, HCl en H-bromied het beide. En ons sê nie hulle is dipool-dipool kragte nie, ons sê hulle het dipool-dipool kragte. En ons skryf dit mooi uit. Daar bestaan dipool-dipool kragte tussen beide waterstofkloried en waterstofbromied. Maar waterstofbromied is 'n groter molekuule, het 'n groter molekulêre massa. Molekulêre massa. En die res is dieselfde. Dis punt nommer 2. Punt nommer 3, my koukie raak leeg. Dit veroorsaak dat die Londen kragte sterker is, maar ek sal volgende jaar daaroor iets sê. Groter molekulêre massa, dus is HBr se intermolekulêre kragte, jy mag die afkorting gebruik. Juffrou, moet jy kinders Nee. Hulle het verlede jare van die begin van hierdie jaar gesê, dis die enigste afkortingkie wat ons mag gebruik. Intermolekulêre kragte, ek gaan nou hoor. Dis is HBr se intermolekulêre kragte sterker as HCl, dus meer energie nodig om te oorkom, meer energie. So jy die een waar punt 1 en 2 is die verskillende kragte, en dan het jy die ander een waar hulle dieselfde kragte het, maar daar is 'n molekulêre massa wat verskil. En dis die enigste twee wat jy hoef te ken. Net gou vinnig. Wanneer ek so 'n toets doen, het ek nou gesê, jy wil iets verander, jy wil iets meet, kookpunt in hierdie geval, en jy wil die res van die goeders dieselfde hou. Anderste weet jy nie presies wat jy ondersoek nie. Jy weet nie of jou resultate geldig is nie. Miskien was daar 'n ander faktor wat gemaak het dat jy hierdie verskillende kookpunte gekry het. So hulle vra baie keer vir die afhanklike en die onafhanklike en die konstante veranderlike. En dan wil hulle weet, is hierdie 'n geldige of betroubare ondersoek? En alwaarna jy dan kyk, het hulle net een ding verander. Ek kan byvoorbeeld nie HF, HCl en dan lithiumkloried en natriumbromied vat nie. Ek moet darm die waterstof, hou hom dieselfde en toets die verskillende hidriede. Kan jy sê dat die ondersoek moet herhaal word? Nee, dis baie betroubaar. Dis met baie Ja, maar dit was net nie Jullie lewens. Jy sou, as hulle gesê het, hoe kan jy hierdie ondersoek meer betroubaar maak? Maar as hulle net vir jou vra, hierdie enetjie wat ons hier gedoen het, is hy betroubaar? Dan moet jy praat oor ja, ons het net een faktor verander,
of nee, ons het meer as een faktor verander. En die So die laaste opmerking is oor kookpunt en versus dampdruk. Dampdruk. Iets met 'n hoë kookpunt het gewoonlik 'n hoë smeltpunt ook. Nee, want hoe sterker die intermolekulêre kragte, hoe moeiliker gaan dit vir hom wees om van 'n vaste stof na 'n vloeistof na 'n gas toe te gaan. Nou wat ek vir julle wou gewys het hier met my houertjie, is as hy warm word en hy's toe, as jy dink aan, as jy gaan kyk na die definisies, dan is dit nou nogal belangrik, dit moet 'n geslote stelsel wees, anders dan gaan die stoom, die waterdamp, gaan net verdwyn, en dan bou daar nie damp op, hier binne-in nie. So wanneer iets van 'n vloeistoffase na 'n gasfase toe gaan, dan vorm daar 'n dampdruk. Hoe makliker hy wil kook, hoe makliker hy na die dampfase toe gaan, hoe makliker vorm daar damp. So 'n ding met 'n lae kookpunt, iets wat kook by 20 grade Celsius. Ek dink aan die goeders waarmee hulle my naels afval, asetoon. Asetoon kook baie maklik, baie vinnig. Hy het 'n hoë dampdruk. So ek kan sê 'n lae kookpunt het 'n hoë dampdruk. Omdat daar nie 'n formule is vir hierdie nie, mag jy nooit die woorde gebruik omgekeerd eweredig nie. Nooit. OK? Jy mag net sê hoe laer die kookpunt, hoe hoër die dampdruk. Iets met 'n hoë kookpunt, vat yster. Yster kook eers by 800-900 grade Celsius. Of dan smelt hy eers, dink ek. Hy gaan 'n lae dampdruk hê. Jy gaan nie die ysterwolkies sien terwyl die ding besig is om te smelt nie. Nou die ander ouetjie wat ek hier vir jou het, ek het iets interessant net gaan chat. Want hoekom neem die kookpunt, hoekom as die kookpunt hoër word, as die temperatuur hoër word die dampdruk meer? En chat het vir my gesê, wanneer die temperatuur meer word, dan begin die molekules vinniger beweeg. Nee, kinetiese energie, beweging. Meer molekules het nou genoeg energie om daai aantrekkingskragte te oorkom, so hulle ontsnap van die vloeistoffase na die dampfase, en die aantal gasmolekules bo die vloeistof neem toe. Maar julle verstaan nou dit, die damp wat bo die vloeistof is. 'n graad 10 tot 12, ek het nie dit gevra nie, sal wees, wanneer die temperatuur toeneem, kan ons alles opkry, neem die gemiddelde kinetiese energie van die molekules toe. Meer molekules het dan genoeg energie om die intermolekulêre kragte te oorkom, vanaf die vloeistof na die dampfase toe te gaan, en as die aantal dampmolekules toeneem, dan is daar 'n hoër dampdruk. Ek sou dit opsom vir 4 punte. Dit gaan wys dat jy baie mooi verstaan hoe werk dampdruk. En hoekom as die temperatuur toeneem, neem die dampdruk ook toe. En dan is ons klaar met al die eksamenriglyne hierso. Stel die verband. Ja, dis die tweede enetjie wat ek daar gesit het. Ek neem 'n foto van hierdie en ek laat weet as daar vrae is.